en welkom by nog 'n episode van Huishonde. Ons is weer hier saam met Philip Alipad uit die Oos-Kaap. Hallo Philip, hoe gaan dit? Hallo Tersia, nee, dit gaan goed. Ons kan nie kla nie. Dit's maar net weer koud. Ek weet nie, lyk my julle hou al die lekker weer daarbo by julle. Ons hou die somer vir onsself hierdie jaar. Ja, nee, is nog kouer wat inkom en die volgende 2 dae gaan bitter koud wees hieronder. Ag, ons is jammer vir julle, maar in hierdie lekker weer gaan ons die meeste daarvan maak. En vandag gesels ons natuurlik oor pappie skool. So jy en die hond gaan 'n bietjie uitkom in hierdie episode buite in die wêreld. Pappie skool, eerste vraag wat ons gewoonlik kry is dit regtig nodig? Tersia, pappie skool is seker een van die belangrikste dinge wat daar is vir 'n jong hondjie. Hy is amper meer belangrik as potty-training, volgens my. Want daar is 'n kritieke fase in hierdie dier se lewe wat hy moet imprint op sy eie spesies. Jy weet, mense weet, dis 'n feit dat as jy 'n voeltjie optel wat uit die nes uitgeval het en jy maak hom groot, en later wanneer hy groot is, kry jy vir hom 'n maatjie, hulle paar nooit nie. Ons weet dit. Maar die vraag is, hoekom paar hulle nooit nie? Want daai voeltjie in die kritieke fase van sy lewe het hy op jou geïmprint as mens. En jy het vir hom niks geleer nie. Niks. Hy het nie die paringskreet geleer nie, hy het niks geleer wat 'n voeltjie moet leer nie. Hy het net probeer leer wat jy is. Nou, honde is dieselfde ding. Hy het 'n kritieke fase in sy lewe wat baie jonk is. Ek hou daarvan dat hulle sodra hulle al hulle inspuitings gehad het en hulle is veilig, moet hulle pappie skool toe gaan. En ook nie na 'n pappie skool toe waar daar net 2 ander pappies is nie. Dan moet sommer 'n lekker paar wees, klompie van hulle. Ons sou die mekaar mengel moes van klein brakkies. Want wanneer hy daar kom, dan imprint hy op sy eie spesies. Hy leer die meet and greet, soos hulle sê. Hulle ryk mekaar, hulle grom van mekaar, hulle speel en al die goede. En vir my is dit nie die tyd wat jy druk op die pappie sit om hom te leer om te sit en draaie te maak en al die goed nie. Ja. Hy is vir my absoluut pappie tyd. Hulle moet kan speel, hulle moet hulle eie ding doen. En as dit 'n goeie pappie skool is, dan gaan die persoon wat dit aanbied, gaan dan vir jou as eienaar van die hond 'n les gee. En wat jy moet doen en hoe belangrik sosialisering is en gebiedsaanpassing en al hierdie goede. So, jy kan nie vir 'n pappie skool mis nie. Want as dit reg gedoen word en jy gaan deur die tydperk in die kritieke fase, gaan jy nooit 'n probleem met jou hond hê op leiband met ander honde nie. Ek het daar so 'n vinnige vraag wat ons baie kry van mense wat ek wil opbring. Baie honde kry eers op 12 weke hulle laaste inspuitings. So wanneer is die laaste wat ons met pappie skool kan begin? Jy weet, 12 weke is basies 3 maande. So ons het van daar af nog 'n 3 maande na 4 maande toe. Wat ons om pappie skool toe kan vat. En ek wil hy hoef nie nog vir 3 maande pappie skool toe te gaan nie. As hy sy 6 sessies of so daar doen, gaan jy fyn wees. Maar ek voel net dis veilig vir die pappie, want as hy sy inspuitings gehad het, gaan hy nie vatbaar wees vir siektes van ander honde af nie. Want die mens weet nie wat 'n ander pappie dra nie. So as dit 'n kriteria is van die pappie skool se kant af, dat jou hond wel al sy inspuitings moet hê voordat hy mag aansluit by die groep, is dit tog 'n groot groen vlag vir daardie pappie skool, reg? Ek sê altyd, bly by die reëls, werk tussen die 4 hoeke van die dokument en maak seker jy doen dit reg. Moenie kanse vat nie. Dis net soos pappies wat ons kry van teelers. Maak seker die inentings is toegedien
deur 'n veearts, nie deur die teeler nie. Want ons het al 'n geval gehad waar die tweede inspuiting deur die teeler toegedien is te vroeg en hy het die eerste inspuiter geneutraliseer. En toe word die hond siek en hy is dood op jou einde en 'n baie duur hond. En dan draai die teeler sy rug. En toe ek sê nou, waar is die veeartsdokumente van die eerste 2 toedienings toestaan niks beskikbaar nie. Die inspuitings bitter belangrik, regte tyd, veeartsdokumente, maak seker dat jy voordat jy pappieskool toe gaan met jou hondjie, laat al die inspuitings daar is en as die skool daarvoor vra, dan weet jy jy's in 'n goeie plek. Absoluut. Dis net soos honde wat kennels toe moet gaan. As jy 'n hond na 'n kennel toe moet vat vir enige rede en daai mense vra nie vir hulle inentingssertifikate nie, bly weg. Bly net weg. Want jy weet daar sekere siektes wat verskriklik vatbaar is. Kennelkof is ene. Vandag het een hond omhoorde die hele kennel. En as hy goed genoeg, vroeg genoeg gevang is, dan sal hy ook nie gesond word. Maar as jy nie weet wat dit is nie, jou hond kan doodgaan daarvan. So, volg die reëls, maak seker die pappieskool volg die reëls, maak seker jy kry die nodige opleiding as persoon by daai pappieskool en maak seker jou pappie kry die regte opleiding. Mense is baie geneig om te dink, ek moet pappieskool toe gaan dat my hondjie moet leer sit en lê. En ek moet vir hom vol treats voer terwyl ek daar is. Dis nie die doel van 'n pappieskool nie. Mense misgis hulle verskriklik daarso. So baie belangrik. Genoeg pappies, lekker speel en aangaan. En jy kan basiese goedjies met hulle doen, net om dit lekker te maak, maar jy as eienaar moet daar geleer word om dinge te doen met jou hond. Dit is baie belangrik. Nou ons dit werk. Ja, pappieskool is meer belangrik as potty-training. Langtermyn. En dis alles sodat jou hond kan imprint op sy eie spesie, leer wat om van ander honde te verwag, leer om ander honde te groet, te lees, hulle liggaamstaal te verstaan. Nou, daar's hordes pappieskole daar buite. Jy kan omtrent nie 'n klap gooi sonder om 'n pappieskool raak te gooi nie, dink ek. Ja. Ek sê graag vir mense, wanneer jy 'n pappieskool moet kies, jy het nou 'n hondjie, jy is baie opgewonde, jy is gereed om by 'n pappieskool aan te sluit. Kies een wat nommer 1 naby aan jou is, in jou omgewing is. Want dit is vir ons belangrik dat jy die pappieskool deursien tot aan die einde. En ons wil nie jy moet halfpad deur klaarmaak of opgee nie. Dis vir jou hond. As hierdie pappieskool te ver is, hy's 3 dae te voet weg, dis te ver vir jou hond om te ry in die kar, die verkeer is te erg, dan is die kans baie goed dat jy dit nie gaan deursien tot aan die einde nie. Dan volgende sê ek mense, kies een wat binne in jou begroting is. Want as dit te duur vir jou uitwerk per les, ek weet self baie pappieskole by ons vra dat die mense kontant bring per les. Soets is 'n hassle. As jy hierdie week nie by die ATM kon stop nie en jy het nie daai kontant nie, dan gaan jy daai week nie na jou les toe nie. En dan is dit so maklik dat jy die volgende week ook nie na jou les toe gaan nie en dan los jy dit maar net daarna, want nou het jy alweer vergeet jy moet pappieskool toe gaan. So jy net die rede val hierso Tersia. Mense moet ook versigtig wees vir pakkette neem. 'n 8-klas pakket en om vooruit te betaal. Want as jy die dag nie kan bywoon nie, dan sê hulle nie vir jou nie, jy kan maar volgende keer kom en 'n ekstra keer kom nie. Jy het daai les gemis, hy's gemis, klaar of verby. En dan verloor jy ook die doel van pappieskool, want daar gebeur dinge, jy het hierdie pakket ten duurste gekoop en nou sit jy met 2 of 3 van die klasse wat jy gemis het, net weens omstandighede, en jy voltooi hom nie. So, wees versigtig daarvoor. Vra vir jou pappieskool voor die tyd oor hierdie dinge? Ek hou van papier, en ek hou van 'n ding wat geteken.
Jy vra nou vir baie, maar dit is die regte manier om dit te doen. En dit is soos Philip gesê het, bly binne in daai 4 hoeke van die dokument. Bly binne die wet, bly binne jou regte en dan weet jy dit is gesorteer en jy hoef nie te stres oor enigiets wat dan mag voorval nie. Dis ook baie belangrik om voor die tyd verwysings te kry oor 'n papieskool. Gaan doen jou huiswerk. Ja, Want bel iemand ken wat daar was, vra vir hulle of hulle vir 'n nommer kan gee van iemand wat reeds daar was en hoor by mense, vra rond, vra op jou gemeenskapsgroepe op Facebook, op WhatsApp. Ja, En dan- doen daai huiswerk. Ja. Baie belangrik. Die derde ding wat ek vir mense sê, so ek sê vir hulle, kies ene in jou omgewing sodat dit maklik is om by hom uit te kom. Kies ene binne in jou budget sodat jy dit finansiëel kan bykom. En die derde ding is, kies een wat se klasse jou skedule pas. Want as hulle klasse 5:00 op 'n donderdagmiddag is en jy het 5:30 op 'n donderdagmiddag Bybelstudie, dan gaan jy jou moontlik opgee op jou klasse vir die pappie voordat jy klaar gemaak het met die hele reeks. So kies ene wat pas by jou leefstyl en wat gemaklik is vir jou. As jy nie iemand is wat hou van vroeg opstaan nie, moenie 'n pappie skool kies wat 'n uur weg is en 6:00 op 'n Saterdagoggend begin nie, want dit gaan nie vir jou lekker wees nie. Jou hond gaan agterkom is nie vir jou lekker nie en dan se sommer gehaals. En daar's nog een ding. Wanneer jy pappieskool toe gaan, nee, gaan jy sien hoe kom die karakter van jou hond te voorskyn. Absoluut, ja. Jy sien tussen die ander honde, kan jy sien my hondjie is senuweeagtig, hy piepie dalk, hy val om, hy's baie submissive. Jy gaan dalk sien jy maar my hond, ons het een hier gehad wat so grom vir al die ander honde. Hy hou hom net die baas. Hy is eintlik nie die baas nie, maar hy hou sy lyf so en hy's vol grom en goed. Maar net die karakter kom te voorskyn en jy kan sien wat vir jou wag vorentoe. Ag, dis dierbaar. Ja, maar jy kan ook sien in watter rigting jy jou hond kan vat. Ja. Jy weet die neigings om goed rond te sleep en te skud en so aan. Aan die ene gaan sy neus op die grond, hy gaan net ryk. Hou daai goed op, want jy kan sien, jy sien, my hond hou van ietsie so spoorsny, iets in daai lyn, want hy's heeltyd neus op die grond, hy soek heeltyd. En vir sy psigiese stimulasie later kan jy dit gebruik. Smal daaroor, ja. Maar die karakter kom te verskyn. Ons het een hier gehad, as ek die term kan gebruik, ons het hom die bynaam gegee van Knorgat. Want die oomblik wat hy daar uitklim, dan sy tussen daai ander pappies in, en dis net knor die hele pappieklas deur. Knor hy vir alles almal, maar geen aggressie nie. Hy hou hom net so kykie van die baan. Maar dis karakter wat uitkom en jy gaan jou hond se karakter optel en jy gaan ook kan sien as hy regtig senuweeagtig aggressief is daarso, dan is dit goed wat jy vroeg aan moet begin werk. As hy oor boisterous is en hy maak moeilikheid, dan weet jy moet daai neigings manage, jy moet dit bestuur. So daar's pappieskool ook baie belangrik, maar dis die imprinting deel en die tussen ander pappies wees, daar kom al hierdie goede uit. En die sad story is, pappieskole sê dit nie vir jou nie, pappieskole noem dit nie, hulle wys, maak jou die touwys nie, hulle wil hê, jy moet jou hondjie daar bring, op 'n leibaantjie, en met ander hondjies sien, maar hy moet nou leer sit en lê en alle ander goedjies doen. Dis nie die tyd daarvoor. Nee, in 'n pappieskool wil ons sien dat al daai honde op 'n hoop gegooi word en hulle sosialiseer met mekaar, want in daai kritiese ontwikkelingsperiode is dit die enigste tyd wat jou hond kan leer hoe om te sosialiseer. Is ek reg, Philip? Absoluut. Hy gaan leer hoe hy leer, hy imprint, hy leer die meet and greet soos ons sê, hy leer hoe kom ek moet ryk en waar ek moet ryk en al die dinge. En dit is so belangrik vir die toekoms van die dier en ook vir jou toekoms, want jy gaan baie makliker met jou hond kan gaan na
groepsopleiding toe en gehoorsaamheid en al die tipe van ding, wat jy andersins nie, as jy hond nie puppy skool is nie, gaan dit nie gebeur nie. En ons moet onthou, wanneer ons verby daai kritiese stadium is, daai 5 maande, miskien bietjie meer, as ons dan wil inprint, dan is dit in werklikheid rehabilitasie. En rehabilitasie is 'n baie lang en duur proses. Maar die tragiese deel is dat jou slaagsyfer is ietsie soos 1.7%. Jy kry nie 100% ineens in mense nie, wat rehabilitasie toe gaan nie. Die kans dat jy hierdie hond gaan rehabiliteer, en hom gemaklik kan maak in enige gebied met ander honde, is baie laag. Ja. 'n moeilike taak, regtig waar. So dit verduidelik vir ons baie van die sogenaamde lockdown hondjie pandemie wat ons sien. Tot vandag toe sukkel ons daarmee. Mense wat puppies en hondjies kry in lockdown omdat hulle eensaam was vir watter ook al rede, hulle het meer tyd op hulle hande gehad om aan die hond te spandeer, maar hulle kon nie puppy skool bywoon nie. En dit het 'n lewenslange effek op so baie honde gehad. Hulle kon nie eens na 'n park toe gaan en sê, hier puppy gaan speel met ander puppies of ander honde nie. Ek wil dit was nie daar nie. En daai honde, al die tyd na COVID, daai honde sukkel, is baie van hulle. Ek het honde oor see wat nog steeds sukkel. En 'n mens moet nou gaan na extreme measures toe, om hierdie honde te probeer net bedaar, laat hulle kalm is, laat hulle nie reactive is nie, laat hulle nie wil aanval en byt dit nie. En dit kom alles terug na puppy skool toe. So puppy skool is mense, as jy puppy gaan kry, beplan vooraf vir 'n puppy skool en maak seker jy is daar, jy gaan ook baie leer. So ons kan nie die belangrikheid van puppy skool onderskat nie. Ons kan dit nie oorskat nie eintlik. Dit is so 'n kritiese deel van jou hond se lewe, en dit sit regtig, dit stel die trant vir jou en jou hond se lewe saam ver vooruit, vir jare vooruit. Jy as mens moet fyn oplet na die tekens wat jou hond wys in puppy skool. Dit gaan vir jou wys waar lê sy potensiaal, maar ook waar lê sy swakpunte waaraan jy meer kan werk going forward. En dan Philip, ek dink die highlight wat ek oor en oor sal beklemtoon hierso is wat jy al 'n paar keer genoem het. Puppy skool is nie militêre opleiding vir jou hondjie nie. Dis nie sit, wag, loop, staan nie. Dit is sosialisering, dis pret, dis speel, dis imprinting. Ek sê altyd, dis 'n jol vir die puppies. Hulle moet net gaan. Hulle jaag mekaar, jy kan nie glo hoe hulle te kere gaan nie. Maar dis die tyd wat jy moet sit en mooi kyk en dophou. Jy moet goed identifiseer, maar en dis die deel wat jy gaan geniet as eienaar van die hond. Absoluut, ja. Jy wil nie iemand hê wat heeltyd hier oor jou skouer is, maar jou hond kan nie sit nie en jou hond behoort dit en dat. Jy soek dit nie, jy soek daai drukkie. Ja, 100% nie vir jou baba hondjie nie. Jou baba hondjie is prent. Ek bedoel 3 maande in vergelyking met 'n mens, is hy in werklikheid nog nie eens 'n jaar oud nie. Ja. Ek wil wel een vraag vra. Ja. As jy as 'n hondeeienaar daar sit by die puppy skool en jou hond interact en sosialiseer met ander honde en jy kom agter jou hond is bang in daai situasie. Dit is die punt waar baie mense hulle hond uit die skool uithaal omdat hulle hond te bang is, dis te veel druk, te stresvol vir hulle hond. As ek daar sit en ek sien my hond is bang en het vrees en angstigheid in daai situasie, wat doen ek? Die slegste ding wat jy kan doen is om op daai oomblik daai hond op te tel en om te paai en te sê moenie worry nie. Want dan beloon jy hom vir daai gedrag. En hy gaan vir die res van sy lewe daai gedrag toon. Jy moet hom los. Hy moet sy voete vind. 'n tipiese voorbeeld, ek was ander dag by mense gewees wat se Labrador skielik blind geraak het. Hy het een of ander siekte opgedoen, maar binne ook 'n kwessie van 3 weke toe sy blind. En daar's trappe in die huis en
Jy weet daar's deure en goede. En oral waar die hond loop, wil hulle handjie bysit. As hy trappe op gaan, wil hulle hom guide. As hy na die deur toe moet gaan, en toe sê hulle kan nie so aangaan nie. Toe sê ek maar los die hond. Los hom. Hy het 'n neus, hy het ore. Hy ruik 175 miljoen keer beter as 'n mens. Los hom, hy gaan sy pad vind. Maak net seker by die trappe kan hy nie aan die kant afval of iets nie. Los hom. En daai hond is nou heeltemal tuis. En ons gaan na ons ander hondjie toe wat blind geword het. Ons border collie wat nou oorsee is. Ja. Dit het hom sy opleiding niks gestop nie. Nee, inteendeel, dit het soveel meer geleenthede geskep. Ja, ek sal daai hondjie enige plek vat om dag aan te gaan uitreik. Want hy is skerp en hy geniet wat hy doen al is hy blind. So die punt wat Philip maak is, honde is ontsettend aanpasbaar, hulle is soveel sterker en beter as waarvoor mense hulle telkens krediet gee. So as jou hond bang is in daai situasie, berei jou mamma hart, gooi handjies op en los jou hond, vertrou hom om sy voete te vind in daardie situasie, want dit gaan vir hom daai geleentheid gee om 'n confidence te bou, om daai situasies regtig deur te maak, eerder as om hom net uithaal en hy leer nooit nie, en dan word dit 'n swak en bang hond waar ook al jy gaan. En hy word gevaarlik, want 'n senuweeagtige hond wat dan saam met dit 'n aggressie toon, is in werklikheid die gevaarlikste hond wat jy kry. 'n bang hond byt inderdaad. Ja, senuweeagtige hond is die hond wat jou uitmekaar uit gaan skeer. So, ek bedoel, kyk na mense, kinders. Hy eerste dag wat hy kleuterskool toe gaan, hy lei sy oë dood en ma huil ook haar oë uit. En dan hierso na 'n maand of wat dan daai kind is voor die ma op, daai kind wil skool toe. Want dit is nou lekker, ek het maatjies gekry. Hond is dieselfde. Los hom, laat hy sy voete vind. Moenie ander honde van hom al wegjaag en goed nie. Los hom, laat hy sy voete vind. Die tweede, derde keer, dan gaan hy gemaklik begin voel. En hy gaan begin saam beweeg en hy sal rustig wees. Behalwe as jy nou regtig ware geval het wat dalk underlying issues het, soos hulle sê. Maar dit is waar jy dit kan op. Wie sal die persoon wat die hondeskool aanbied ook kan identifiseer wanneer daar regtig ernstige probleme is? Absoluut. Absoluut. So ja, baie belangrik. En ek sê vir almal, as jy nie papi skool toe gaan nie, kan gaan met 'n hond, nie moenie 'n hond kry nie. Moenie 'n papi kry nie. Later, jare in die pad af, gaan jy baie ongelukkig wees met jou hond. Ek dink die een ding wat ons regtig kan wegneem hiervan af, is papi skool is ontsettend belangrik. Moet dit nie mis nie, as jy daai hondjie kry, sommer nog voordat jy jou papi het, maak seker jy doen mooi navorsing oor al die papi skole in jou omgewing, kies ene wat naby aan jou is, binne in jou budget is, en wat geskeduleer is vir 'n tyd wat vir jou werk. Vra vir hulle die nodige vrae dat jy al die inligting het en met 'n geruste hart gaan, en maak seker dat jy ietsie op skrif het wat sê wat daar gedoen gaan word en hoe situasies hanteer gaan word. Sou jy klasse mis, hoe gaan jy dit opmaak? Op watter ouderdomme mag jy gaan? En natuurlik begin eers met dit wanneer jy hondjie al sy inentings gehad het, want dit is die veiligste tyd. Verseker. Maar ek dink geniet dit. Meer as enigiets anders gaan geniet dit saam met jou hond. Absoluut, dit is sy sosialiseringstydperk in sy lewe, daai kritiese ontwikkelingsfase is die tyd wat jy lekker goed van jou hond gaan leer. En weer eens, ons is op Facebook, ons is oral. As jy nie seker is nie, kry ons nie hande, ons help graag. Daar sê, baie dankie Philip. Dankie vir jou Tersia, sterkte daarbo en vir almal. Veilig wees, pas julle mooi op en geniet julle hondjies.